Hello Mzansi, welcome to another episode of Farmers Inside Track. My name is Duncan Masua and I'm your host for this special episode powered by John Deere Financial. Now you've probably heard of John Deere Financial, but in this episode we unpack how this global brand is redefining its role in South Africa, not just as a lender, but as a strategic partner at the heart of food security. You'll hear from industry leaders at John Deere, Absa Agribusiness, Afgri Equipment and Senvis as we explore a new way of doing business. We now cross over to Andre Gerbs for this interview. Right, okay. So Antwak, ons begin nou by jou om 'n nalatenskap te kweek in die toekoms van Suid-Afrikaanse boerdery te finansier. Ja, ons het nou 'n bietjie gesels, maar kom ons begin daar. Brei bietjie uit op daai topic. Wat's dit? Ja, ek dink as ons bietjie dink aan hoe gaan dit met landbou in ons land, weet ons dat daar's baie familieboerderye. Daar's generasies van boere wat op plase is wat ons land help om voedselsekuriteit te kan bewerk. En ek dink een van ons groot rolle, enigiemand wat finansiering in die landboumark doen, is om seker te maak dat ons hou boere op die grond. Ons hou boere daar waar hulle kan doen wat hulle die beste mee is, en dis om kos te produseer. Ek dink ons begin al hoe meer anders te dink aan wat die toekoms vir ons gaan inhou, spesifiek van finansieringskant af. Ons weet dat die uitdagings op plase verander. As ou net begin, een van die goed ons oor gaan praat is families. Ons weet die familiedinamika op plase is besig om te verander. Daar's ander behoeftes wat hulle gaan hê. Ons weet dat daar is uitdagings wat daagliks verander. Ons weet dat weerpatrone verander. Dit alles kom in en het 'n rol te speel in hoe hulle gefinansier word. Want die finansiering is nog een van die goed wat altyd nodig gaan wees. En finansiering word vir baie goed gebruik. Finansiering word gebruik vir om net die oes in te sit, maar dit word ook gebruik om uit te brei, om tegnologie, om nuwe kennis, om mense in te bring op die plaas. Alles wat help om die dinamika op die plaas beter te kan maak. En dis waar jy saam met jou ander vennote werk. Kom ons begin by een van julle groot vennote, Absa Agri. Julle is in dis 'n joint venture. Wat is dit in Afrikaans? 'n gesamentlike onderneming. Julle is in 'n gesamentlike onderneming. Hoe werk daai onderneming vir julle? Want baie ondernemings is nogal moeilik om saam te werk. Kry julle dit reg om saam te werk? En wat is die rede dat julle so goed saamwerk? Marlene, ek wil vir jou vra. Ja, Anton met my eerlik hou, maar ek dink dit is 'n gelukkige huwelik. Ek dink is baie symbioties. Absa is diep gewortel in die landbou. So dit is die grootste landboufinансierder in Suid-Afrika en ek dink dit maak dat ons kan komplementeer wat JDF doen. Ons verstaan landbou. Ons is reg om ouens deur siklusse te ondersteun. Ons verstaan die siklusse wat landbou bied en ek dink dis een van die uitdagings wat Anto ook na verwys het. So as jy regtig in landbou of in 'n landboubesigheid wil groei, het jy kapitaal nodig en jy het finansierders nodig wat daai groeiproses ondersteun. So finansier julle vir JDF en JDF finansier dan vir Afgri en Senvis en dan finansier hulle die boere. Hoe werk dit? Verduidelik vir my Anton. Nee, ons die joint venture maatskappy finansier boere direk. So ons gesamentlik Absa en JDF. Absa en JDF saam. Ons hanteer een gedeelte hanteer die verhouding met die boere. En die ander gedeelte hanteer die finansiering, die portefeulje bestuur gedeelte daarvan. En ek dink dit werk uitstekend in ons land. Ek dink die komplementering wat ons as twee maatskappye saam het, is regtig suksesvol. En ek dink dit gaan meer as net oor die finansiering, dit gaan oor die kennis wat 'n mens het. Ons almal het net 'n sekere hoeveelheid kennis en ek dink dis waar vennote mekaar baie goed aanvul ook. Want finansiering is nie net om geld te gee nie. Finansiering is om te verstaan, te weet wat aangaan op die plaas, weet wat aangaan in die besigheid. En om dit te kan doen, moet jy vennote hê. So almal wat hier sit vandag is deel van ons vennote om ons te help om meer suksesvol te wees om met produk op die plaas te kan kry. So dit, jy kan dit nie alleen doen nie. Ek dink een van die groot suksesse in Afrika
As ons die spreekwoord wat sê, as jy wil vinnig gaan, dan gaan jy alleen, en as jy wil ver gaan en suksesvol wees, doen dit saam met vennote, en dis wat ons in Suid-Afrika en in Afrika baie goed reg kry. As ek so 'n bietjie jou terugvat, jy weet al, ek dink baie mense sien John Deere aan die een kant, jy sien Afgri of die handelaar aan die een kant. Vir ons is dit 'n verhouding soos jy met jou kliënt het en met die John Deere kant van die besigheid. Dis een persoon, dis een entiteit. Dis nie dat ons afgestig is vir mekaar nie. Jy werk na 'n selfde doel toe. Jy werk om jou kliënt suksesvol te hê op die plaas. Jy werk om suksesvol daai trekker of produk af te lewer. En met die finansiering kant dan JDF se kant wat baie help, veral met die bietjie beter rentekoerse wat hulle in die mark vir die kliënt kan gee. Dit maak 'n groot verskil as jy kom by verkoop. Ons is nie 'n maatskappy wat, jy weet, die cheapies verkoop nie of die goedkoop goedjies verkoop nie. Ons het 'n premium produk wat ons daar buite uitsit. So dit is 'n uitdaging, maar daai uitdaging word deur Absa en JDF baie beter ondersteun en dit maak dit net makliker daar buite. Nou, en as ek kan aansluit by William, so Antoine is eintlik, as ek jou Engelse woord kan gebruik, hy's 'n enabler vir ons om besigheid te kan doen met ons boere. So, en om dit so 'n bietjie verder te vat, dit begin by die verkoop van die masjien, maar dis nie waar dit eindig nie. Die masjien is daar net om die werk te doen en die plaas aan die gang te hou, maar op die einde van die dag is ons as handelaar daar om die boer se naverkoopdiens te enable. So wat ek daarmee probeer sê, dit begin by Antoine, maar dit eindig nie noodwendig by hulle nie. Hulle enable ons om verder besigheid te kan doen en te stimuleer en sodoende die boer op die plaas te kan hou om jy weet, voldoende te kan boer en sy werk te kan doen, soos Antoine genoem het. Voedselsekuriteit is elke dag op almal se lippe. Boerdery gaan nêrens heen nie. Soos dat ons sit hier, so is ons in baie uitdagende omstandighede rondom die weer hier buite. So, maar dis waaroor ons besigheid gaan en dis hoekom ons, ek noem dit 'n familie is. Jy weet, ons help mekaar en ons help ons boere om hier te kan bly en om volhoubaar besigheid te kan doen. Ja, so dit lyk vir my, mens kan in boerdery alles reg doen. Jy kan jou waardeketting reg hê, jy kan goeie finansiering hê, jy kan tegnologie goed gebruik, maar as jy nog steeds uitgelewer aan die elemente en praat 'n bietjie met my daaroor. Graniesal is 'n groot maatskappy wat So Andries, ek dink net so stapie terug. In Suid-Afrika sal jy hoor die mense praat van die Suid-Afrikaanse boer is die vinnigste opnemers van tegnologie in die wêreld. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Die een is wat jy noem is die weer. Ons is eintlik, jy sal dit nie glo as jy na die weer hier buite kyk nie, maar ons is eintlik 'n semi-ariede land wat nie regtig veronderstel is om graan en oliesade te plant nie, maar met hierdie uitdagings het dit ons eintlik die beste boere in die wêreld gemaak. Ons het die weeruitdagings een. Die tweede ding is ons kry geen ondersteuning van ons regering nie, waar ander lande wat voedselsekuriteit ernstig opvat, hulle produsente baie ernstig ondersteun. So daarom sal jy hoor, Suid-Afrikaanse boere moet aan die voorpunt wees van hoë tegnologie, die beste trekkers, om te kan kompeteer met hulle internasionale eweknieë, omdat hulle nie ondersteuning geniet van hulle regerings af. Maar aan die een kant is dit 'n nadeel, maar tog, ek dink vir generasies is dit 'n voordeel. Het jy iets daaroor te sê? Absoluut, ek dink dis baie waar wat jy daar sê. Ons kyk na families, families groei vinniger as enige besigheid of boerdery kan groei daar buite. So jy kyk van ons oudste generasie boerderye, sit in die Kaap, omdat ons het maar daar aangekom en daar begin boer seker 100 jaar terug. Maar ongelukkig sien ons ook familieboerdery wat nie werk nie, en jy sien dit hier by die 30 generasie, en presies wat ek gesê het, jou generasie groei so vinnig, of die familie groei so vinnig, dat die boerdery nie almal kan onderhou nie. So, dan sien jy in die 30 generasie
nie uniek aan boerdery nie, maar algemene besighede ook. En daar waar ek gesien het dit regtig werk en ons sien regtig werklik goeie boerdery praktyke daar buite wat aanhoudend groei, is wanneer daar 'n nuwe generasie inkom en hulle voeg een of ander waarde by tot die boerdery. En dis waar jy sien die generasie boer volhoubaar. En ek dink dit is nogals 'n punt wat uitstaan vir my as jy kyk na waar jy verby 'n 4de generasie boerdery gaan. As jy dit in die familie besigheidskonteks sien, moet jy so investeer dat jy dit moontlik maak vir die geslagte wat kom, om by 'n besigheid te kan inskakel as hulle sou wou. So jy moet so kan groei tot Pieter se punt dat jy vir die generasies wat eintlik eksponensieel potensieel belange by 'n besigheid kan hê, dat daai besigheid so kan groei. En ek dink ja, dit is regtig uitdagend en dis moeilik om lineair daaroor te dink. So dit is waar die tegnologie 'n baie groot rol speel. As jy moet groei en jy moet groei teen die tempo wat jou nageslagte groei en uitbrei en belange by 'n besigheid sou wou hê, dan moet jy of uitbrei geografies of jy moet Sonder boer. aktiwiteite nastreef en sonder om jou tegnologie in tegnologie te investeer gaan daai ontoereikend wees. So ek dink ook dit is waar die mooi storie is om te vertel vir Suid-Afrikaanse landboere. Dit is vir familiebesighede is daar 'n toekoms want ons is op die voorgrond van tegnologie. En is die boere vatbaar? Luister hulle na ons, na julle? Ja, ek dink nogal so, Andrie. Ek dink die hele konsep van geleentheidskoste, dit is vir my is nogal 'n passie vir my, want ek glo daaraan dat alles het 'n prys. Weet dit tyd wat 'n ou spandeer, gee iets anders te op. En dis geleentheidskoste. En ek dink die geleentheidskoste gaan 'n bietjie verder as net finansiëel die investering in tegnologie of nie in tegnologie nie. Daai is maklik, eintlik relatief maklike goed om te gaan bereken en vir iemand te wys, weet finansier of nie finansier. Dis maklik, relatief maklik. Ek dink waar die probleem inkom, met as ons oor die families praat is, weet daar's 'n besluit wat 'n pa of 'n ouer moet neem oor 'n seun of 'n dogter wat nou klaar is met skool. Moet hulle gaan studeer of moet hulle dadelik plaas toe kom? Weet daar's 'n geleentheidskoste in daai besluit. Nee, daar's 'n geleentheidskoste oor iemand wat met 'n familieplaas besig is wat se kinders nie plaas toe gaan kom nie. Weet wat is die langtermynkoste of die impak wat dit op die besigheid gaan hê. Weet so is daar 'n klomp goed, nê. En ek dink wat ek daardie probeer sê is om 'n boer te wees vandag is eintlik relatief uitdagend, nê. Jy het al hierdie produksiegoed soos reën en tegnologie en trekkers en finansiering en al daai goed. Maar dan sit jy met 'n klomp besluite wat jy moet gaan neem wat jou besigheid gaan raak, maar jou as persoon ook gaan raak en jou generasies na jou gaan raak. En ek dink ons moet ook nie te veel daaroor gaan sit en te diep daaroor begin dink nie, en dan dink ek gaan die weet ou Rico Basson hulle by SA Wine gaan geweldig bly wees want hulle verkope gaan klim. Maar ek dink ons weet ons moenie onderskat wat is uitdagings wat alles op die plaas is nie. Ons benader dit baie keer baie koud klinies, baie lineêr soos Marian sê, weet ons stap in, ons fokus, ons feite, ons goeie weet maar jy moet ook verstaan dat jy kan by 'n plaas aankom waar 'n ou besig is met bitter moeilike besluite waar die geleentheidskostes weet hard op hom weeg. En weet en ons moet empatie hê daarmee. En wat ons hom help om te gaan beplan. Want dit wat hy nou besluit gaan dalk 2 generasies verder 'n impak hê op sy grond. So dit draak baie diep, baie filosofies en baie kompleks. Maar ek dink tog boere besef dit en jy kan baie sien veral waar weet generasies, meer as een generasie op 'n plaas begin kom weet jy tradisioneel die pa en sê nou maar 2 seuns en 'n dogter wat op die plaas is, weet en nou kom hulle kinders by en partykeer kom hulle 4de geslag kinders kom nou al by. En dan gaan kyk jy nou na die verwantskappe, daar's nou nie meer net neefies en niggies nie, weet dit raak nou klein neefies en klein niggies en weet nou is die besluit nie meer so maklik nie, want hier is nou 'n klomp mense wat daarbey betrokke is en een van die besluite is, moet ons opbreek
wat die ekonomie van skaal impak kan hê, want nou moet goed gedeel word en weet 'n dierstuk toerusting waar ons weet dit gebruik het, moet daar nou 2 gekoop word, weet so daar's 'n groot finansiële impak daarop. Of moet ons hierdie besigheid vat en na 'n koöperatiewe tipe van stelsel toe beweeg om te sê ja, ons hou dit so, maar ons maak hierdie besigheid nou 'n groter koöperatiewe besigheid en ons werk vir die koöperatiewe besigheid en ons bring kennis in. En ons sien dit by baie van ons groot familieboerderye of van die amper mega boere, selfs nie eens meer mega, maar selfs van die kleiner boere begin om buite mense in te bring om kennis te doen. Weet dit wat ek oor gepraat het oor partnerships, weet ons gaan so sterk wees soos ons vennote is. Hulle begin dieselfde doen. Hulle begin daai kennis inbring, hulle bring mense in om hulle te kom help, om geleentheidskoste af te bring. En ek dink dis 'n dinamika wat jy nie in baie bedrywe sien nie. En ek dink dis wat dit vir my lekker maak om in hierdie bedryf te werk, is omdat daar soveel interessante dinamikas is wat ou elke dag mee werk. Het julle toegang tot meeste boere, Luan? Jy kan seker nie net op jou eie aangaan nie vandag. Jy moet maar saam met julle mense gaan, nê. Nee, wat jy toegang tot die meeste boere. Ek meen jy het jou kliëntebasis in die AOR, ekskuus weer vir die Engels wat jy besigheid en doen. So, jy ken, kom ons sê 95% van jou boere se dinamika, wat is sy behoefte op die plaas en ja, wel holisties wat hy nodig het om te kan. Is julle dan 'n naby verhouding? Ja, Is julle wat weekliks in kontak tipe ding, maandeliks? ek wil amper sê daagliks. So jy's gereeld op die plaas. Jy gaan bespreek wat het hy nodig om mee te kan aangaan en te kan vorder en sovoorts. Om terug te kom wat om 12 nou gesê het, ek dink vir my is die risiko met familieboerdery is juist daai generasie oordrag waar daar byvoorbeeld 'n seun is wat nie wil boer nie. So daai kennis, waar gaan jy met daai kennis heen? En ek dink dis die risiko vir kommersiële boere vandag en ons in Suid-Afrika en eintlik Sub-Sahara kan dit glad nie bekostig om daai kennis te verloor nie, want omrede, jy weet, voedselsekuriteit so hoog is of so belangrik is, jy weet, om voedsel vir elke ou op die tafel te sit, kan ons nie bekostig om daai ons kennis te verloor nie. So dit is ons werk van 'n handelaarsperspektief af en van John Deere Financial se kant af om daai boer regtig op die plaas te hou en om te help. Soos Antoine gesê het, as dit nie meer in 'n boerderypraktyk kan werk nie, moet ons oorgaan na 'n koöperatiewe of 'n maatskappy. Wat ons moet doen om daai boer suksesvol op die plaas te kan hou. Was graan het laas jaar 'n moeilike jaar gehad, nê, maar as ek die bietjie navorsing wat ek gedoen het kan glo, is landbou een van die uitblinkers in die wêreldse ekonomie en definitief in Sub-Sahara ekonomie. So die boere lyk my wil hier bly en gaan hier bly. Andrieg, verseker, ek dink as jy vir enige middelslag graanboer of boer in Suid-Afrika vra, sal sy antwoord beslis ja wees. Ons produsente is hier om te bly en ons sien dit ook in investering in landbou. Jy sou gedink het dat baie boere buite landbou sou begin spandeer het met 'n onsekere politieke omgewing of politieke beleid, maar dit wat ons in die syfers kan sien, byvoorbeeld met trekkerverkope waar ons laas jaar dalk die swakste verkope in 20 jaar gesien het, sien ons hierdie jaar het dit weer heelwat opgetel. So goeie nie, dit wys dat ons produsente terugploeg in hulle eie boerderybedrywighede. Right, kom ons praat 'n bietjie oor tegnologie. William, ek hoor daar's 'n masjien, ek bedoel daar's baie masjiene deesdae op die landerye wat 'n onkruid kan identifiseer en hy kan hom spuit en dan kan hy die gesonde gewasse uitlos. Dis nou 'n eenvoudige voorbeeld seker vir julle wat hier sit en wat luister, maar kom ons praat 'n bietjie oor tegnologie en wat die boere alles daarmee kan doen. Ek gaan jou so 'n bietjie terugvat net so voor ons daarby kom en dan sal ek daai ene antwoord. Ek was nou die dag by 'n kliënt van my en 'n vriend en ek dink dis 'n verhoudingsbesigheid. Ons moet verstaan dat ons as handelaar en ons kliënte daar het 'n baie nou verhouding. Dis 'n verhoudingsbesigheid. Jy doen besigheid in landbou met mense wat jy ken en vertrou. En hy gee my toe 'n boek en ek is nie 'n ou wat baie lees nie, maar ek maak toe maar 'n punt daarvan omdat hy hom vir my gegee het. En
En in die boek lees ek, en dis 'n operateur wat in die spesmagte was. In die boek lees ek toe dat die man sê 'n geleenthede kom nie op jou pad as dit goed gaan nie. Geleenthede kom op jou pad as dit in die moeiliker omstandighede is. En ek dink dis waar ons boere in Suid-Afrika uitstyg. As dit regtig moeilike omstandighede is, dis wanneer hulle uitstyg, dis wanneer hulle, ek dink die beste is in die wêreld, verseker die beste in die wêreld is. En ja, dit gaan gepaard met, jy weet, tegnologie. Ek was 2 weke terug daar by Nelspruit by 'n macadamia aanplanter, en hulle is in die laaste 2 jaar deur 'n baie groot, jy weet, slump of dip, en hulle het gesukkel, want die pryse was nie reg nie, en dinge het nie gevloei soos dit moet nie, en die boerdery het swaar getrek. Maar in daai 2 jaar het hy die kans gevat om te gaan sê, kom ons gaan kyk waar lê my probleem. En hy het markagente, en mens moet markagente gebruik, maar jy moet hom kan vertrou ook. En hy het markagente begin uitsny en nader aan die eindverbruiker beweeg. En hierdie jaar is die eerste jaar wat hy weer sê dat hy eintlik met dieselfde oeste en met dieselfde ondersteuning baie beter is af finansiëel, omdat hy sy eie produk nou nader aan die eindverbruiker gee. So jy weet, dit is en dis tegnologie. Hy het aangeplant met tegnologie om sy bome op die regte plek te kry, die spasiering reg te kry, en terug te gaan na tegnologie. Jy weet, ek is nou 20 jaar by Afgri Equipment. Toe ek begin het, weet is 1 of 2 trekkers met tegnologie ingebring. Deesdae is almal met tegnologie. En die tegnologie wissel van kliënt tot kliënt. Dit is so. Jy weet, as jy praat van, en daar is nou maar net 'n Engelse terme daarvoor, see en spray wat op die spuite uitkom. Ja, hy kan identifiseer watter is 'n bossie, watter is die plant. Hy spuit net dit, verminder jou onkostes op jou spuitprogram, dit vergemaklik, dit is vinniger, en ja, dit verhoog jou opbrengste, want as jy gaan geld spaar, dan verhoog jy opbrengste. Dis waar jy die geld gaan genereer in jou boerdery en in besigheid. En soos ons almal weet, jy weet, is spuitonkos is een van jou dierder gedeeltes van jou besigheid. As ek ekskuus aanhaak, as ek net daarvan aanhaak, ek dink nie 'n ou moet die vraag moet eintlik wees, jy weet nie wat die prys van die tegnologie is, maar wat is die prys om nie daar te investeer nie. Ja. Dit is hoe jy die approach moet na jou land toe gaan. Ja. So om jou nog 'n idee te gee, André, ons het binne in ons besighede, Senwes en Afgri Equipment, is nou die groter handelaars in Suid-Afrika, het ons mense wat heeltyd kan kyk na waar jou trekker is, wat is besig met jou trekker te gebeur, as daar 'n kode uitkom wat sê, die trekker is nou besig om te verhit, dis ons mense wat jou kan bel op jou eie plaas, en vir jou sê, luister, gaan na hierdie produk toe, of gaan na hierdie stroper of trekker toe, gaan stop hom, want hy is besig om te oorverhit, hier kom 'n probleem. So voor daai groot breker regtig plaasvind, kan ons hom help, en sê, wow, ons gaan nou 'n bietjie eers hierna aan werk. Ons stuur solank ons tegnikus, ons weet wat is die foutkodes wat uitgegooi is, ons is op pad om jou te kom assisteer. Okay, meeste van ons om hierdie tafel sal jou moontlik daai tegnologie kan gebruik, want ons het selfone al vir 'n ruk, en ons het rekenaars, en ons het blootstelling aan dit. Maar daar is natuurlik mense wat nou gaan sukkel daarmee. Hulle moet maar opgelei word, né? Want dit is seker maar wat moet gebeur, Pieter? Ja, ek wou nou eintlik graag deel het 'n stalkie wat 'n oom vertel het eendag gaan staan sê en kyk na die plaas pragtige operasie wat hy daar het. En hy sê vir my, nee, hierdie alles wat ek hier sien, nuwe trekkers, plaas, langerye wat so mooi staan. Hy sê dis nie myne nie. Dis geleen van my kinders. Ja. En dis so waar eintlik. Elke boer daar buite boer om 'n beter nalatenskap vir sy kinders te los, om dit makliker te maak vir sy kinders, beter. En daarmee dink ek is dit ook belangrik om 'n spesifieke vaardigheid na die besigheid te bring, en dit is, jy het dit genoem, probleemoplossing, om nie net 'n tegnologie te koop omdat dit tegnologie is nie, omdat hulle sê dit gaan jou boerdery in 'n beter posisie plaas. Dit sê baie goeie verkoopsmanne daar buite, en ons praat van gifsmuise en so ook. As jy luister na die persentasies wat jy moet spaar, of wat jy spaar op sekere produkte,
dan moet ons boere eintlik nou verniet plant of verniet oes as jy al daai persentasies bymekaar tel. So ek dink dit is krities om te kan bepaal waar is 'n probleem in jou boerdery en watse tegnologie gaan dit oplos. Want die tegnologie, meeste van jou operasionele volhoubaarheid lê dan in die tegnologie implementering daarvan. So ek dink daai vaardigheid van probleemoplossing is baie belangrik. En soos wat jy reg gesê het om jou vernote te kies, om dan die spesifieke vernoot te kies en te leen op sy kennis, om te verseker dat daai waarde word toegevoeg in die boerdery. Is daar nog kontant in boerdery of werk alles nou maar deur banke? Ja, goeie vraag. Ek dink as jy oor die algemeen vraag, as jy sê nee, daar's nie, ons werk nie meer kontant nie, alles werk maar deur 'n bank en finansiering, maar daar's baie kontant tog in boerdery ook. Ja, ek dink een van die goed wat ons baie keer oor gesels met boere, veral boere wat kontant koop, weet in hierdie groot uitgawes kontant aangaan is kom terug na geleentheidskoste toe. Wat is die koste daarvoor om jou eie geld te gebruik? En dit kan eintlik al 'n baie lang storie raak, want dit is ook 'n passie van my oor ek het gesê geleentheidskoste is maar iets interessants. Weet as jy met kontant sit wat jy 'n trekker mee gaan koop, weet en jy moet 6 of 7 of 8 miljoen rand gaan betaal vir 'n trekker. Jy gaan kyk na wat is die alternatiewe gebruik wat jy daar vir daai trekker of vir daai geld kan hê, weet beeste aankoop of belegging selfs gaan doen, weet. En finansiering gebruik om daai trekker weet op jou plaas te gaan kry. As jy op die einde van die dag jou balansstaat gaan kyk na 3 of 4 jaar, kan jy eintlik die balansstaat soveel meer groei deur weet altyd te doen. Weet jy gaan koop 'n bate en jy koop 'n bate en hulle praat van 'n selflikuderende lening. Dit waarvoor die bate gebruik betaal homself af. So jy kry, weet as jy 'n 11% lening het en jy kan daai paaiemente betaal, kry jy eintlik 'n 11% opbrengs al op daai masjien wat jy gekoop het. En aan die ander kant sit jy met jou beeste of jy sit met die aanwas of jy sit met die belegging wat jy daar het. So jy het 2 bates en jy het produksie geskep in die proses. So dit maak sin. Maar jy kan dit 'n bietjie komplekser maak en sê goed, maar dit hang af waar jy in jou besigheidssiklus is. Weet as ek op die einde van my besigheidssiklus is, ek weet ek skaal af, ek nie noodwendig kinders wat kan oorneem by my nie. Ja, dan is die vraag moet ek nou 'n nuwe groot lening gaan maak wat ek saamper aan die einde van my besigheid. Baie moeiliker besluit om te gaan neem as 'n ou wat in die groeifase is van sy besigheid en aggressief besig is om uit te brei. So dis waar dit belangrik is wanneer die handelaars en die verkoopsmanne bymekaar sit en Pieter en sy spanne met om daai besluite te kan neem en te sê, maar wat is die beste vir jou op hierdie stadium by jou plaas? Want jy moet dit kan verstaan, jy moet verstaan waar is hy. Dit help nie ons gaan probeer om vir 'n ou wat aan die beginfase is vir hom te sê, luister, jy gaan nou nie leen nie, jy gaan nou 'n trekker kontant koop. Dan weet ons, hy het eintlik 5 nodig, maar hy kan nie 1 bekostig. So dis krities belangrik om hierdie vennootskap, ek kan dit nie meer benadruk, om vennootskappe te hê wat die regte boodskappe deurbring. En ek dink dis waar ons verhouding met Graan SA en met Absa baie belangrik is, want ons kry ook baie inligting van laaf. Hulle vertel ook vir ons wat aan die gang is. Hulle vertel vir ons, waar is die behoeftes van jong boere wat inkom. Ek dink hy kan baie gesels ook oor van hulle kopsede wat hulle het, oor die generasie bewegings wat plaasvind in boerdery, waar ek het nou die dag so gespot, 'n vriendin van my dogter kom by my en sy sê vir my, "Jessie, ouma boere is oud." Ek sê, "Rarig?" Sy sê, "Ja, jy is 40." Weet? En ek dink as ons gaan kyk na as die Graan SA by mekaar sit en kyk na die gemiddelde ouderdom van die boere daar, dis ouens wat nou ongelukkig oor 40 is wat daar sit, nee. So ou moet daai goed verstaan, en dan moet jy weet, is die ouens aan die einde van daai besigheidssiklus, hoe gaan 'n ou hulle benader om hulle te help om nog steeds goeie tegnologie daar te kry. Die lekker ding, het gepraat nou oor die kennis oordra, baie van die jong mense wat inkom, weet amper meer van wat in daai tegnologie aan die gang is en hoe om dit te werk. En dit
dis van klein boere af deur tot ons groot kommersiële boere sien jy dit, want dis waarmee hulle groot word. Onthou, vir ons ouens wat oor 40 is, ons sien 'n iPad, en jy weet nie altyd presies waar om aan te sit nie, en dis daai skerm wat daar in die trekker of in die stroper is. Ja, hulle kom in en chop haar gat hulle en hulle leer dit vinnig, nee. So jy moet leer, maar leer dit vinnig. Maar ja, ek dink ons moet daai besigheidsiklusse verstaan. Ons moet verstaan hoe lyk die generasies wat op die plase is, nee. Want daar's 'n plek vir alles. Daar's 'n plek vir kontant, daar's 'n plek vir finansiering, daar's 'n goeie plek vir 'n mengsel van die. Maar op die einde van die dag is wat pas die boerdery die beste en wat gaan help om die boerdery so goed as moontlik vooruit te laat gaan. Dankie. Ek probeer om vir Corneille en Marlene in die gesprek te kry. So Corneille, jou naam is genoem daar. Dankie vir dit, Antoine. Ja, ek dink ek stem baie saam met wat Antoine sê, die nuwe generasies wat ons sien inkom, en ek dink is verblydend om te sien hoeveel van die nuwe generasie kom op die plaas. Soos op 'n stadium baie bekommerd oor hoe oud ons boere raak en die nuwe generasie kom die plaas toe nie, hulle sien beter geleenthede in ander professies of in die stad. Maar ek dink tans op hierdie stadium is dit regtig goed om te sien hoe baie van die jong generasie plaas toe kom. 100%. So 'n bietjie jonger as wat ons is, maar en wat die voordeel van hulle is hulle is baie oop vir nuwe tegnologie en hulle weet om dit te embrace. Ek sukkel om 'n Afrikaanse woord daarvoor te gebruik, maar en om dit optimaal te kan gebruik. So 'n ouer generasie produsent, mens moet versigtig wees vir algemening, maar 'n ouer generasie produsent sou jy dink sal nie so vinnig wees om nuwe tegnologie aan te neem soos 'n jonger produsent wat groot geword het daarmee. Kinders wat met telefone byvoorbeeld groot geword het, ek ken amper nie iets anders nie, so hy gebruik daai tegnologie soos wat dit moet gebruik word. So ek dink sodra die produsent die tegnologie kan laat waarde toevoeg op die plaas, dit is wanneer dit 'n verskil begin maak en dit koste-effektief en 'n bydra in terme van effektiwiteit op die plaas meebring. Maar daar is seker baie opsies om van te kies. Hoe maak 'n boer besluit oor wat het hy of sy nodig op haar plaas, sy plaas? So ons praat nou baie van geleentheidskoste, en geleentheidskoste kan eintlik beskryf word as wat is die ander beste alternatief. Ja. En 'n boer moet elke dag daai som vir homself maak, wat is die beste vir sy boerdery. Baie boerderye moet 'n besluit neem om die lae koste produsent te wees. Hy gaan nie altyd aan die voorpunt van elke liewe tegnologie wees nie, want sy boerdery eenheid kan dit dalk nie bekostig nie. Hy is dalk in 'n omgewing wat hy die koste so teen die been moet sny dat hy 'n lae koste produsent is, maar dan neem hy ook die besluit dat hy ook 'n lae opbrengsprodusent gaan wees, want hy moet gaan kyk waar sy optimale punt van winsgewendheid is. 'n Ander produsent maak weer die som en hy sê, maar as ek nie in die voorpunt van hierdie spesifieke tegnologie gaan wees nie, gaan ek nie my optimale punt van winsgewendheid bereik vir my spesifieke plaas waarmee ek in operasie betrokke is nie. So ek dink dis die twee verskillende pole wat jy kry. En dit is die belangrike ding wat 'n produsent vandag moet oor besluit. Kan my boerdery die tegnologie bekostig aan die een kant en kan my boerdery bekostig om nie die tegnologie op te neem nie. En daai waarde wat die tegnologie vir jou boerdery bring, te kan konstant meet om by daai optimale punt van winsgewendheid en volhoubaarheid uit te kom. Marlene, Absa het 'n lang geskiedenis met landbou. Is dit vir jou lekker om in die landbousektor te werk? Baie lekker. Ek is 'n stadsmeisie, so ek voel nog elke dag of ek my horisonne verbreed.
En dit is my so interessant om na al die manne hier om die tafel te luister. Ek hoor Corneille spoeg met die trekkerverkope wat so goed doen hierdie jaar en beter as verlede jaar is. En ek dink uit 'n bankoogpunt uit het vertel ons altyd vir ons kollegas, daar's nie 'n depositospel in landbou in 'n bank nie. Dit gaan alles oor die hoeveelheid geld wat jy uitleen. En toe verlede jaar, toe sien ons groot hoeveelhede depositos inkom wat eintlik nie natuurlik is vir landbou nie. En toe ons 'n bietjie dieper gaan krap, toe dink ek as jy met jou kliënte gesels en die pad saam met hulle stap, dan verstaan jy ons 'n bietjie benoudheid oor die onsekerheid in die land, maar ook en rondom die weer, maar hulle het ook teruggehou met die vooruitsigte dat wanneer die volgende goeie seisoen aanbreek, dan begin daai investeringssiklus weer. So ek dink dis vir my baie lekker om deur daai verskillende seisoene blootstelling te kry en betrokke te kan wees. Hoe sou ek sê, het julle 'n organisasie wat julle bestuur, wat julle as vennote in die ding bestuur, in landbou bestuur, waarvan jy byvoorbeeld deel is, hoe werk dit, verduidelik 'n bietjie vir my? Ja, so daar's verskeie organisasies. Ons self is betrokke by Agri SA, ons is baie betrokke by Graan SA. Ons is ook betrokke by Agbus, wat bietjie na die landboubezigheidskant kyk. Ek is nou self op die bestuur daar. En die fokus van Agbus is om dit presies dieselfde as enige van die ander organisasies, om boere op die plase te hou en om die waardeketting te ondersteun so goed as wat ons kan. En wat lekker is vir my daarvan is die besef wat 'n ou kry van ons boere en ons landboubesighede is nie alleen nie. Daar is mense wat elke dag opstaan en dink daaraan, wat gaan ons doen om die landboubedryf te kan help in ons land. En dit kom terug na jou vraag wat jy gevra, wil ons boer, ons kan nie almal boer nie. Ons het mense nodig wat gaan sit saam met die regering en gesels oor moeilike onderwerpe. Wat emosie uithaal byvoorbeeld en die feit die punt gaan aanraak. En daar, ons is baie bevoordeel in ons land dat ons so goed georganiseerde landboustrukture het wat daai werk kan verrig. En is vir my 'n eer om deel te wees daarvan en weet ek self met Corneille ook en Marlene is ook betrokke daarbey. Dis lekker vir ons om te gaan en te gaan veg vir ons bedryf. En weet daai bekommernis van die landboumaatskappye en van die boere weg te vat. En vir wat te sê, weet ons het dit, weet daar's 'n kan nie die fliek onthou nie. Ek dink dit was in Pul Harbour gewees waar die kaptein ernstig gewond is en hy het een van die troepe of een van die matrose wat daar by hom staan en hy begin net orders uitskree, weet, en jy sê vir hom, luister, we've got this, weet. Dit is lekker om dit vir boere te kan doen en vir ons bedryf te kan doen. Laaste ding wat ek net hoor is zero emissies, met ons 2030 by zero emissies wees Suid-Afrika, né? 2050. Ja. En hoe vorder ons daar, Corneille? Ek dink ons vorder baie beter as wat ons voorgee om te vorder. Ek dink wat ons nog nie heeltemal reg doen nie is ons meting daarvan. Ek het ek gaan seker nou my ouderdom weggee, maar toe ek 20 jaar terug begin het by Graan SA, het dit vir 'n graanprodusent 100 liter per hektaar gevat om graan te produseer. En tans is dit hier by 60-65 liter per hektaar. So ons het met die regte tegnologie, die regte trekkers, het ons dit reg gekry om op baie maniere ons koolstof voetspoor al verskriklik baie te verbeter. Maar ons meet dit nie altyd nie en ons sê dit ook nie altyd nie. So ek dink ons vorder eintlik baie goed. Ons is besig in verskeie strome van ons landbouomgewing om hierdie metingsinstrumente, 'n calculator bymekaar te kry om ons produsente te help om hulle koolstofvoetspoor. Daar is nou 'n sommetjie vir jou om mee besig te raak. Ja, so ek is besig met daai sommetjie. Ons het so 'n paar produsente wat
ons hulle voetspore laat meet. En ek dink van die industrie doen baie goed in terme van meting nou, nie in terme van emissies nie. Die vrugte manne is op die voorfront want hulle kort dit om markte te ontsluit soos in Europa. Ek dink die grane en die lewende hawe ouens moet ons nog in sommige opsigte oortuig. So ja, ek dink ons inherente waarde in die hele meting van jou volhoubaarheids praktyke. Is dit moontlik om by zero te kom? Nee, nie vir 'n landbouprodusent nie. Ja, so dit gaan eintlik maar oor om jou emissies te beperk eerder as om by 'n punt uit te kom waar jy geen emissies het nie. Maar ek dink ja, ons glo of ons weet landbou is 'n volhoubaarheidsspel. Jy wil produseer dat jou seun by jou kan oorneem en sy seun by hom kan oorneem en in dit is waarde, maar om dit te kan meet en die storie daar rondom te kan bou is wat ons nodig het om regtig daai inherente waarde te ontsluit. Koolstofkrediete ensovoorts. Ja, dit is 'n interessante ding en ek het dit per toeval, my agtergrond is ook maar in die bankwese en ons het nogal baie die somme gaan maak in die bank om jou eerste motief is mos altyd jy wil jou produk verkoop, so ons wil finansiering verkoop. So jy benader 'n som met daai gedagte. Dis soos 'n goeie ekonom mos vir jou sê my wat jy antwoord, ek sal sorg dat ek al kom. Jy weet, al iets verkoop, ek sal sorg dat ons dit motiveer. Maar ja, ek dink dis baie meer as dit. Ek het oor die jare agtergekom dat weet as jy aggressief wil groei en die ekonomie van skaal regtig wil benut, dan moet jy meer kyk net as jy die besluit nou of jy 'n trekker nou wil koop, kontant of finansier of hoe jy dit wil doen. Jy moet langtermyn gaan dink oor wat doen dit vir jou besigheid. En jy weet om 'n simpel sommetjie te doen, weet ons het die som gedoen en Pieter het insette ook gelewer al. Weet as jy kom ons vat jy koop 'n 8 miljoen rand se stuk toerusting, weet as jy 50% deposito neersit daarop, het jy 4 miljoen rand wat jy kan gebruik om byvoorbeeld beeste te gaan koop. Daai beeste gaan vir jou oor 'n 3 of 'n 4 jaar siklus gaan dit dalk vir jou 2 kalvers gee. En jou rentekoers wat jy gaan kry op daai transaksie by ons gaan baie kompeterend wees. Dit gaan eintlik onder beleggingskoerse wees. Nou kom jy aan die einde van daai 4 jaar periode, dan het jy 4 seisoene gewerk met daai masjien, so jy het 4 keer inkomste gegenereer. En dit is also aanname dat 'n ou nou nie totale mishoeste gaan hê nie. Maar gemiddeld gaan jy 4 oeste hê, so jy gaan 'n deel van jou paaiement daardeur betaal. Jy gaan 2 kalvers heel waarskynlik verkoop het, wat ook 'n gedeelte daarvan gaan betaal. So as jy dan nou jou balansstaat gaan afsluit, dan gaan jy sit met 'n stuk toerusting wat heel waarskynlik 60% van sy oorspronklike waarde het. Maar jy gaan sit met 4 miljoen rand se beeste. Wat dalk teen daai tyd 4,5 kan werd wees, of jy kan dalk die kudde gegroei het, laat jy nou sit met 5 miljoen se beeste. So as jy na jou balansstaat op die einde van die dag gaan kyk, het jy aansienlike groei gehad daar. Baie meer as wat jy kontant sou gaan neersit het vir 'n masjien. En ek weet baie van die argumente gaan rondom, ja, maar ek moet my risiko bestuur, want as ek daai misoes het, dan het ek nie 'n krediteur wat ek moet gaan betaal nie. Die bank gaan nie kom klop en my trekker wegvat nie. En dit het Marite, dit is so. Maar ek dink ook jy kan jou beeste verkoop, nê, die eerste plek, maar die tweede ding is ook die mense wat 'n landbou finansier nou, daar's bitter min van hulle wat nie daar wil wees nie. En as jy daar wil wees nie, dan aanvaar jy die risiko wat saam met dit gaan. En daai risiko, Marlene het gepraat van hulle is die grootste landboufinansierder in die land en dit is so. En hulle weet dat jy het jou goeie jaar en jou slegte jare ook. So daar's jare wat jy saam met 'n boer sit in 'n moeilike gesprek hê van hoe gaan ons hierdie sommetjies laat werk. Maar jy het die gesprek en jy probeer 'n oplossing daar gaan kry. Die persepsie is baie keer daar dat jy die banke stap in en sê, lekker, ons vat jou plaas, cheers, ons is nou klaar met jou, nee. Dit is glad nie die geval nie. Ek dink die banke doen soveel moeite om boere op die plase te hou. So die risiko daarvan, as jy nie 'n goeie oes het nie, dat jy jou goed gaan verloor, dink ek is beperk. Die produkte wat ons ook het, ons het so 2-3 jaar terug het ons 'n produk begin waar jy byvoorbeeld 5 jaar finansier, maar jy het net 4 paaiemente.
So as jy 4 goeie jare het, dan betaal jy jou lening af en jy gaan aan. Maar as jy daai een slegte jaar het, dan stel jy paaiement uit. Maar dit is klaar goedgekeur van die begin af. So ek dink ons dink 'n bietjie anders daarna om te sê, maar Soos jy 'n kar koop met wat s'daai manier wat jy hom betaal moet. Ja, balloon. ja. Maar dit is gesonder as balloon. Ja, dis ja. Kyk, 'n balloonpay is altyd baie bly oor as jy begin en baie sleg, baie voel sleg daaroor as jy die einde kom, maar Ek dink ons het hierdie in ons motorvoertuig finansiering inbring. ja, en ek dink dis die half die boodskap is, dit kom terug na wat ek gesê het oor waar is jy in jou besigheidssiklus. As jy daar is om besigheid om te groei, as jy besig is om reg te maak dat jy gaan kinders inkry in jou besigheid, in jou seuns kom plaas, jou dogters kom plaas toe. Dan wil jy daai fabriek groter kry. Want nou is maar 'n fabriek, nee, dis maar 'n plaas maar 'n fabriek. Hy produseer goed wat verkoop word om geld in te bring. So jy wil 'n groter fabriek hê. So hoe doen jy dit? Jy moet jou balansstaat so goed as moontlik vergroot, want daai bates wat daar is besig om jou inkomste te genereer. Dan is ook nou 'n ander kant daarop waar daar 'n sterk neiging nou is waar mense begin sê, maar okay, ek wil nie eintlik 'n baie groot balansstaat in landbou hê nie. So ek sal op huurgrond gaan werk en ek sal my toerusting gaan huur en dan sit nou weer 'n nuwe gesprek van okay, goed, maar nou wil ek my ROI gaan begin vergroot, want ek gaan tog kapitaal uitlê. En ek wil my opbrengs op my kapitaal wat ek gaan uitlê in die sin van my kostes, ek wil dit so groot as moontlik gaan begin kry, nee. Daai selfde sommetjie werk daar ook, want jy het nou 2 bronne van inkomste. Jy het beeste inkomste en jy het jou graan inkomste. So dis 'n interessante gesprek om te gaan hê. Maar dit kom weer 'n keer terug, as jy moet weet wat aangaan op die plaas. Jy moet daai verhouding hê. En ek dink Willem het dit so mooi gestel van hy was by 'n kliënt en 'n vriend. Ek dink almal van ons, dis wat ons het. Ons het nie net kliënte nie, ons het vriende. Jy gaan soontoe en jy het 'n vriendskaplike gesprek. En wat lekker is baie van ons kliënte aanvaar baie maklik wat jy sê oor daai verhoudings wat jy het. Hy is altyd met jou beklei. Ja, dis een groot ding, almal van hier sal sê jy stop nooit by 'n plaas in waar daar nie iets is wat ons oor gaan verskil nie. Maar dis lekker, want dis waar ons leer en dis waar ons dinamika aanbring en bietjie verbeter op, nee. So ja, ek dink dis maar die hele gedagte van hoe ou finansiering positief gebruik om jou balansstaat op die einde van die dag te groei. Ja, baie dankie, daai is baie sinvol. Kom ons praat gou oor die weerstoestande soos wat dit nou is. Ek bedoel, jy kan dit natuurlik nie voorspel nie, maar ek is gevra, ek wil vir julle vra daaroor. So kom ons begin by jou. Ons het eintlik waar ons in 'n seisoen ingegaan het waar ons regtig 'n La Nina verwag het ons aanvanklik nie so gedink nie. Ons het by begin Januarie begin en eintlik gewonder gaan ons in 'n nat seisoen in of nie, en toe begin dit reën. Op plekke was dit laat, die ouer mielies waarvan ons praat het so bietjie skade gekry as gevolg van die feit dat dit eers laat regtig algemeen begin reën het. Maar toe dit begin reën het in Januarie, toe hou dit nie op nie. Ons het regtig sedert Januarie tot waar ons nou sit, bo-gemiddelde reënval omtrent oor die hele somerreënval area gekry. En veral die later aanplantings het eintlik baie goed daarbey gebaat. Soveel so dat ons sien dat die oeskatting elke maand die oeskatting ook opwaarts aanpas soos wat die seisoen baat vind uit die reën uit. Die uitdaging waarmee ons nou sit is daar's gewasse soos sojabone en sonneblom wat reeds ryp is wat van die lande moet afkom. En ek dink dit is tans die grootste uitdaging waarmee ons produsente nou mee sit is om daai graan wat 'n goeie potensiaal is nou van die lande af te kry. Want hulle kan nie op die lande kom. Kan nie op die lande kom nie, is in meeste van die plekke te nat. Ons kry nie sonskyn nie, so dit is watersports op hierdie stadium. Sure. Maar is daar dan nie 'n geleentheid vir John Deere om met 'n voertuig of 'n drone of iets na vore te kom wat kan oes nie? Dis ek Ek weet jy moet oor tegnologie praat, maar ons moet dan net westies
Is dit onrealisties om dit te Ek hoor ouens het al gevra of ons die boot het wat kan van die waar is dit? maar ja, ek dink daar seker hulpmiddel beskikbaarheid en ons het eintlik nou voor die tyd gespot dat ons gaan nie oor tracks praat nie, oor risperbande nie, maar weet dit is 'n manier om te help om weet jy oes af te kry wanneer dit nat is. En ek dink die uitdaging bly altyd daar om te gaan om tegnologies te gaan kyk wat kan 'n ou doen om in alle weeromstandighede te gaan. 'n Paal aan die een kant en 'n paal aan die ander kant en 'n kabel Ja. en dan trek jy hom net. En Nou miskien kan jy deel wat Hansie hulle doen. Ja. Nee, ons het vanoggend so vinnig al aangeraak. So ons het wel dis uitdagende tye en dan moet jy planne maak. Die oes moet in die silo en die geld moet uitbetaal word, anders kan die boer nie aangaan nie. So ek was laasweek by een van ons produsente en hulle sit nou met 'n probleem. Dis te nat en hulle moes planne maak. So hulle het gaan conveyor belt, ek weet nie wat is die Afrikaans daarvoor nie, maar in elk geval in die rye sit en die mense wat vir hulle werklik fisies die milies versak dit en dit word op die belting gesit en dan word dit van daar af uitgesleep uit die lande uit. So en dit kom maar weer eens terug na ons veerkragtigheid. So jy sal planne maak. Hierdie is net 'n tydelike setback as ek dit so wil stel. Ons sal die oes van die lande afkry en ons sal weer aangaan, die son sal bring. ja, hoe lank vat so 'n land om droog genoeg te wees om te Nee, So, jy moet onthou, ons gaan nou in 'n winterperiode in waar die son skyn, maar hy skyn op dan jy weet, hy is nie warm. is af. So, Ja. hang af van hoeveel reën jy gehad het, maar dit kan enigiets van 'n week tot 2 weke vat voor jy naby die land kan kom. En met die risperbande, alle respek aan toe, is ja, jy kom in die land in, maar jy gaan ook verder in die moeilikheid in. Nee. So, as jy hom daar moet uitkry, is dit al 'n bietjie moeiliker dan. Ja, dis 'n feit. Ja, as hy nat is hy nat. Aanvaar dit. Ja, en maak planne rondom dit, maar hy sal weer skyn en ons sal seker die oes afkry op 'n sekere manier. Ek wil gebou daarop. Ek dink van die toerusting kant af sien ons ook boere investeer in groter toerusting. Ja, dis 'n gegewe die weeromstandighede gaan net meer uitdagend raak vorentoe. En daai plantvenster of stroopvenster raak al kleiner en kleiner. Dis sien jy daai investering in groter toerusting en dan die tegnologie ook wat jou help daarmee. So dit sien ons van die John Deere kant af, nie net risperbande nie. Maar dat die investering daar is om te sê maar kom ons komplementeer die uitdaging van die weeromstandighede. Jou hinderaitheid bespoedig. Ja. Ja, verseker. So daar's 'n groot fokus op dit ook. Luister, ek dink landbou is op 'n baie goeie plek en in goeie hande. Maar gee gou net vir my kortliks as afsluiting, hoe voel jy oor die stand van landbou in Suid-Afrika, Marlene? Ja, ek dink baie positief en dit is eintlik maar 'n uitvloeisel van ek dink wat vandag baie keer benadruk is, 'n boer en die span rondom hom maak 'n plan en dit gaan oor verhoudings en deur daai verhoudings kry ons baie van die goedes moet doen oor die lyn. Dis hy. Kon hy? Maar ek is optimis gebore, maar as mens na realiteit kyk, is ek regtig positief oor landbou. Ons veerkragtigheid waaroor ons gepraat het van ons produsente is ongelooflik en ek dink dit hou ons ander waardeketting rolspelers ook positief. Dit is aansteeklik. Dit is ook belangrik om nie 'n skynpositiwiteit te hê nie. Dit is belangrik dat dit reg moet wees. En daarom is dit ook belangrik om vennootskappe in landbou te hê. Jy kan nie as 'n produsent alleen staan en nog dink jy gaan 'n sukses daarvan self maak nie. Jy het belangrike vennote nodig wat jou besigheid verstaan en jou ook as 'n vennoot sien en jy moet hulle ook as 'n vennoot sien. Dis 'n vennootskap. Sonder mekaar gaan ons nie kan bly bestaan nie. So dit is vir my belangrik vir ons almal om te onthou en dit eintlik te embrace, soos wat die Engelsman sê. Ek dink dit is iets wat ons gesien het in die landbouindustrie veral bo uit die ander industrieë uitgestaan het. Is juist daai
samewerking en vennootskappe in die waardeketting. Ek dink wat verskriklik belangrik is in die gesprek van vandag is om te weet as produsent wat kos jou boerdery, wat kos jy jou boerdery. Baie van ons produsente weet dit nie regtig nie en ek dink dit sluit aan by die gesprek van vandag. Ons moet daai somme aanhou maak want die omgewing verander konstant, verander die heeltyd. Sodat jy weet wat jy jou boerdery kos sodat jy volhoubaar vir die langtermyn kan produseer. Dankie. Luan. Dus dankie. Ja, landbou is 'n unieke besigheid, baie volatiel. Maar dis 'n as ek dit so kan stel, dis 'n mooi besigheid. As geleenthede vir almal. En ek dink regtig die toekoms vir landbou is groen. Dit lyk miskien met tyd daar nie so positief nie, maar ek dink as ek dit kan saamvat met al die geleenthede wat in landbou is vir jong mense veral, kan ons nie anders om hande te vat en hierdie unieke bedryf net na 'n volgende hoogte toe te vat nie. Jy weet, ons het dit nodig in die land, ons moet werk skep en ek dink dit is die omgewing waar ons dit die beste kan doen. Ja, dit wat hulle sê. Ja, nee, en vir my ook, jy weet, die besigheid is positief, landbou is 'n positiewe besigheid. As jy nie in 'n positiewe opset is nie, dan gaan jy sukkel. Ek dink net as jy iets daar buite wil uitdra, gebruik jou geleenthede wat vir jou gegee word en gebruik die tegnologie kant van die mense wat hier om die tafel is om jouself te verbeter. As jy elke dag net 'n bietjie verbeter, jy weet, dan op die einde van die dag gaan jy net beter funksioneer en jy gaan net beter kan boer. Dis nie te sê dat alles joune is nie en alles vir jou gaan werk nie, maar gaan kies die gedeeltes uit wat vir jou gaan werk en gaan ondersoek dit. Dis baie belangrik in die opset vir landbou vir Suid-Afrikaner. Dankie. Is seker so 9 jaar terug. Nou as julle dink 9 jaar terug, weet nie, ek's onder 40 om die tafel, ek wil dit net sê. 9 jaar terug het kinders so rondgeloop met selfone en iPads en ouers wat wegvat sê gaan speel buite. Stap daar 'n boer by my in op Standerton. Hy sê vir my, hy gaan nie sy iPad by sy kinders wegvat nie. Want dis van waar af hy gaan boer 30 jaar van nou af. En daar soveel waarheid in dit. Ek dink saam met dit ek dink amper dit is Microsoft wat gesê het, die verandering wat ons oor die laaste 100 jaar gesien het, ons gaan dubbel daai verandering in die volgende 15 jaar sien. En baie keer probeer ons tegnologie verstaan van waar af dit kom, hoe dit werk en so. En ek dink ons moet minder tyd daaraan spandeer en meer tyd spandeer aan hoe kan die tegnologie waarde toevoeg vir ons. En ek dink die sleutel tot sukses lê daarin. Baie dankie. Antoine, hoe voel jy oor die stand van landbou in Suid-Afrika? Ja, ek voel baie positief en ek dink 'n paar redes is as jy jou vennote baie positief voel, dan is dit 'n goeie aanduiding dat jy kan nie nou negatief raak nie, want jou ondersteuningsnetwerk is baie positief en sal jou help. Ek dink ook as ons na baie boere toe gaan en ons gaan praat met hulle, gaan hulle vir baie van die uitdagings uitlig. Maar hulle hou aan boer. So dit moet nog steeds vir hulle lekker wees en nog steeds vir hulle goeie inkomste genereer. En ek dink die binne-in is die meeste boere, by verre die meeste, is baie positief oor wat hulle mee besig is. Wat vir my persoonlik 'n baie groot, ek sal sê, wat Afrikaans vir vote of confidence is in landbou. As ons 5 jaar terug gaan, Maart het ons COVID in Suid-Afrika gekry en ons het lockdowns gehad en wêreldwyd het die ekonomie omtrent tot stilstand gekom. Maar een het floreer en dit was landbou. Die hele wêreld, maak nie saak watter land dit is nie, het gedraai na landbou toe en gesê ons moet eet. Ons moet seker maak ons hou hierdie bedryf aan die gang. En dit is vir my 'n geweldige riem onder die hart om te weet dat wanneer krisisse regtig daar kom, ons dink ons het krisisse, daai was 'n krisis. Het almal omgedraai en gesê ons gaan na die stabiele besigheid toe wat ons gaan voed. En dit sal nooit verander nie.
Ons gaan nooit weg kan beweeg van landbou af nie. Dit maak my baie positief. Dit laat my voel dat die bedryf is eintlik op die voorpunt van groot ontwikkelings wat gaan kom. En ek is opgewonde as ek sien waarmee is maatskappye besig wat landbou ondersteun, waarmee is boere besig om hulle effektiwiteit te verbeter. En dit is genoem ook die jong mense wat in landbou inkom, wat ons op 'n stadium oor bekommerd was. Ons sien al hoe meer en meer jong mense kom in. Landbou raak weer seksie. Die mense wil daar wees. So dit alles gee vir my baie hoop en dit maak my baie positief. Well, there you have it. That brings us to the end of this episode. You can, of course, read more on this by visiting www.foodfromzansi.co.za. And of course, remember to subscribe to our podcast on your favorite platform so you never miss any of the episodes. From me, Duncan Masua, Andre Helps, our podcast producer Megan van der Vent, and the rest of #Team Food from Zanzi. Thanks for listening.